Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast. Ek en Harry kon nou nie gelukkig Saterdag praat nie. Ek was nog nooit meer so dankbaar om nie te kon praat nie. Harry, nou kan ek en jy maar 'n bietjie vandag gesels oor wat Saterdag op Loftus gebeur het in Afrikaans nogal, want ek moet jou sê my naweek was geruïneer. My bulle het heeltemal uit die bus uitgeval en het my McLaren Spaniers begin Sondag in die Formule 1 Grand Prix. So ek wil hierdie naweek maar net vergeet, jong. Welkom terug. Ja nee, ek gelukkig klink my het jy daarmee Engelse Premier League sokkerspan ook wat jy daarby gooi nie, so dan was dit reg. Maar nee, dit dis ten minste het ons nou 'n dag of wat gehad om bietjie te dink en te luister en te verstaan. Ek dink dit is die belangrikste. Ek het ons het ook so vinnig Saterdag gepraat na die wedstryd en dis belangrik om die afrigters bietjie uit te luister. Ek dink dit het 'n bietjie konteks gegee. Maar ja, ek dink wat ons wel gepraat het in die opbou wat ons gesien het is die vormboek was by die venster uit en dit het ons voorspel wat as jy volgens die vormboek en dis al waar volgens ons kon gegaan het, waar volgens ons moes gegaan het, was dat die Leeu's het die Stormers gewen en die Bulls het nou juist die Leeu's ver gewen en die Stormers het 2 keer teen die Sharks verloor en die Bulls wen die Sharks met 40 punte. Nou al daai in ag geneem, dan bou dit op na die volgende antwoord en sê maar dit alles in ag geneem, hoe gaan die Stormers dit reg kry om kompeterend te wees, wat vergeet van wen. So dit was eintlik die agtergrond bloot op vorm, maar dit wys hierdie derby wedstryde, jy weet nooit wat gaan gebeur nie, maar as mens nou die afrigters luister en bietjie kan kyk weer na wat gebeur het, is het die Stormers het 'n wedstrydplan goed uitgedink, maar die meer indrukwekkend was, hulle kon dit uitvoer, en om dit uit te gevoer het, moes hulle goed skram, goed lyn staan, goed verdedig, goed takties kop, en hulle het al 4 daai het hulle reg gekry. So dit is baie moeilik om op Loftus dit reg te kry, so ek dink hulle het 'n manier gevind om dit te doen, en dit is hulle toegelaat. So een ding om 'n plan te hê, maar jy moet hom op 'n manier gaan uitvoer. So dis miskien 'n indrukwekkende deel as daar iets is wat mens kan in die kategorie van indrukwekkend sit, maar dit bly maar 'n derby weet jy nooit wat gebeur nie. So dit is gewoonlik klein verskille. Interessante ding wat jy vir my gesê het voor ons begin opneem het, was wat Johan Ackerman Vrydag gesê het van hy het self in hierdie derbies gespeel en hy besef jy weet hoe ernstig die mense opvat, en dit was asof hy half effens verbaas was oor hoe erg dit nou eintlik was in die na die wedstryd perskonferensie. Vertel my 'n bietjie meer wat jy daar opgetel het. Ja, ek het die Vrydag nuuskonferensie het hy juist nogal redelik daaroor gepraat, en die indruk wat ek gekry het is dat dit vir my as 'n positief oorgekom, want hy was gereed daarvoor. Dit het geklink dat hy is bewus daarvan en hy weet dat daar gaan 'n groot aanslag wees in hierdie derbies, maar hy het in die mediakonferensie genoem dat hy het met Dobson en met Ronel na die tyd gepraat, en toe het hy gesê dat Dobson het vir hom genoem dat hulle was, en die woord hy gebruik het, desperaat gewees. So ek dink dit was te wagte gewees. Ek dink nie dit moes 'n verrassing gewees het nie. Maar die een ding wat ek wel opgetel het, MW, wat ek dink vir my, wat ons miskien 'n bietjie kan oor praat, is dat Johan Ackerman het gesê dat hy het gevoel dat die Stormers was meer desperaat. So dis moeilik om dit so half oor te dra, waar pas die spelers in, want ek dink nogal die spelers ek kan nie dink dat hy spelers skuldig sou gewees het om nie op te gedaag het vir hy wedstryd en nie desperaat was om die wedstryd te wen nie. So ek dink ook jy word baie keer ook half net toegelaat, so jy speel so goed as wat jy toegelaat word. So ek dink die spelers moenie te veel van daai kritiek vat dat dit is 'n spesie is dat hulle nie desperaat genoeg was nie. Ek dink baie keer moet jy maar dalk 'n ander span ook effens krediet gee. Dit het ons daaroor gepraat toe die Leeu's die Stormers geklop het. So onthou het ek ook genoem dat ek dink die skuldig waarmee jy baie skuldig is as jou span verloor het, as jy sê altyd jy het sleg gespeel op B en C, jy kon A, B en C nie goed genoeg doen nie. Mense gaan baie minder na die rigting wat jy sê, okay, die ander span het actually A, B en C goed gedoen. En ons het gesukkel om dit teenvoeter te kry. So ek dink die Bulls was gemotiveerd en reg genoeg. So een sê ding wat ek nooit van nou, dis nie van toepassing, ek het dit nie gehoor die naweek nie, maar baie keer hoor jy mos 'n kaptein of 'n speler sê that I wanted it more. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Ja. En dit is vir my die verkeerde ding wat jy uit 'n speler of 'n afrigter se mond kan hoor, as iemand suspisie wek dat, wil jy sê maar hoe op aarde is dit moontlik dat iemand dit meer sou wou gehad het as wat jy dit sou wou gehad het. So jou motivering moet deur die dak wees, jy moet so aangeskakel wees. So ek dink die desperaat deel is miskien 'n frustrasie gewees in dat die uitvoering het van die veld af of langs die veld af nie gelyk of die mense doen wat spelers doen wat hulle moes doen nie.
en dan lyk dit of hulle nie desperaat genoeg is om aangeskakel of gemotiveerd genoeg is nie, maar ek dink jy word net toegelaat soms om te speel, so goed te speel as wat jy toegelaat word. So ek dink dit bly nog steeds klein marges in hierdie wedstryd van Saterdag ook, maar die ding wat die Stormers baie goed gedoen het, is hulle het baie goed verdedig. En ek dink dit het 'n groot verskil gemaak, want dit het die momentum van die Bulls grootmatig geneutraliseer. Ek dink twee spelers wat geonderskat word hulle rol, wat dalk nie so sigbaar was alles nie in terme van balle wat hulle gesteel het nie, maar ek dink wat die besit stadiger gemaak het, was die kollektiewe bydrae van Deon Fourie en Paul de Villiers, wat albei daai tipe spelers is wat jou uitdaag op die afbreekpunte en wat dis wat ek in die begin gesê het, ek het nogal gedink Marcel Coetzee wat begin het is goed en reg, maar ek het gedink dat Van Staden sou beter teenvoeter gewees het, sommer van die begin af vir Deon Fourie en vir de Villiers. Fourie het maar net by 30 minute uitgekom, maar ek dink dit was ook 'n geval gewees waar die Stormers dit goed uitgedink het. En dan takties ook, ons kan nou praat oor takties. Ek dink hulle het 'n heel ander plan gehad as wat die Bulls verwag het in terme van skop ook. So nou praat oor hoe hulle gewen het. Ek moet net weer vinnig ons praat net oor emosies en motivering en desperaatheid en alles. Wat my opvallend was dat dit was nie 'n vol skare gewees nie. Die atmosfeer vir my was baie flatter, jy weet as ek my Engels mag gebruik hierso. Bietjie sonder daai normale elektrisiteit amper as jy daar by Derby sit. Ek weet nie of jy dit ervaar het nie. En ek wonder of dit nie so 'n bietjie van 'n rol gespeel het op die Bulle, weet hulle het opgedaag en weet jy as jy uitsien na iets en dan kom jy daar en dan so 'n bietjie van 'n teleurstelling. Ek weet nie of dit dalk 'n bietjie van 'n rol gespeel het dat dit so 'n bietjie die atmosfeer was nie wat dit altyd was nie. Jy weet, ek praat van die spelers spesifiek. Het jy dit opgetel? Ja, ek dink waar ek dit opgetel het is ek sal dit andersom stel, dit was nie hostile genoeg teen die Stormers nie, want gewoonlik as jy dit in so 'n geval en dit soos jy dit in die Kaap dalk ook ervaar as die Bulls hier kom speel, dan voel dit meer die ondersteuning is maklik, maar hulle maak dit meer ongemaklik vir die Bulls en daar word vir die besoekende spanne. En dit is, jy sien dit baie as in Frankryk gaan speel byvoorbeeld, of die intimidasie van die skare in 'n mate. Maar dit het ook, vir my was die oop paviljoen was in die onderkant baie oop geweest, maar die amptelike syfer sê daar was 47,000 mense daar, so ek weet nie of dit moontlik was nie, want dit lyk glad nie na 47 nie. Ek het dit juis nagevors. So, ek weet Johan Ackerman het Vrydag gepraat van 'n Maandag was daar 30,000 kaartjies verkoop en dit geklink of dit naby aan vol kan wees, maar as jy kyk nou die spoorweg of die oop paviljoen, ons wat nie spoorweg is die oop paviljoen gelyk het, was dit baie min mense, die hoof paviljoen was waarskynlik vol, maar dit het gelyk meer na 30,000 as 47, maar daar was nog steeds baie mense, maar groot paviljoene. So ja, ek stem saam. Ek dink die ondersteuning en ek dink die ondersteuners jy so Engelse sê you feed off het jy voedsel van wat gebeur op die veld. So baie keer as jou span 'n momentum het en dit gaan goed en dan sal 'n bietjie meer aan die gang, maar ek het nooit indruk gekry dat die Stormers onder druk is af in terme van die hostility van die skare wat 'n groot bondgenoot is vir jou. Maar jy's reg. Ek dink dit het 'n bietjie dit was 'n tweede wedstryd ook en ek dink jy het ook daaroor gepraat in skole rugby en goed. So mense kan verstaan. Dit is in die Kaap oral so wat jy speel as jy twee speel dan is daar baie mense wat nie kan gaan nie as gevolg van skolesport. Ja. Kom ons praat nou oor hoe. Jy het nou praat van taktiek en alles. En een ding wat John Dobson in daai perskonferensie daar het gesê, hulle moet terugkeer na, jy weet, back to basics. Daar's 'n rede hoekom dit 'n kliseë is, want 'n kliseë is waar. Wat is hulle sterkpunte? Hulle sterkpunt is hulle vaste fasette, hulle verdedig goed en hulle skop goed. En ek dink dis wat hulle begin terugkeer het nou. Die Bulle vasgepen in hulle eie helfte en ek moet jou sê, ek was stom geslaan oor die scrums. Ek het dit nie sien kom nie, met alle respek. En ek dink die Bulle het dit ook nie gesien kom nie. En wat vir my baie interessant was, ek en jy het Saterdagmiddag na die wedstryd so 'n bietjie met mekaar gesels. Die Stormers het 'n plan gehad. Hulle het gesien wat die Bulle reg gekry het in die Sharks, gesien wat die Bulle reg gekry het in die Lions. Ek noem dit hierdie amper soos 'n tsunami wat die Bulle so gespeel het. Die volgende ou is net daar en die ander stiek. Die offload stiek en jy kan hulle nie keer nie. Die Stormers het dit baie doeltreffend teëgewerk, veral in die begin van daai tweede helfte gedog, nou kom dit nou gaan hierdie Bulle punte aanteken en so verraggies kon hulle dit nie regkry nie. Tel my 'n bietjie daarvan.
Ja, ek dink jy's reg en dis moeilik om dit te keer daai momentum en jy weet die Engelse praat maar van double hits, so jy moet daai eerste man wat kom met jou op double hits probeer voor die lyn keer en dan moet jy probeer om daai besit stadiger te maak. En dit is wat die Stormers het reg gekry het. Ek dink hulle het daai besit en daai momentum stadiger gekry. Die Bulle het die bal teruggekry, maar dit was nie heeltyd daai vloei nie. Wanneer hulle op hulle beste is, dan lyk dit of dit 'n aan een beweging is. Lou sit gaan vorentoe, dan sal so amper so 'n sekonde en 'n bietjie die defense kan bietjie meer in lyn kom. En so daai verdediging was goed geweest. So ja, ek dink dit is takties wat die Stormers wel wat ek gehoor het so met van die mense wat ek in die week gepraat het wat bietjie nader aan of in die binnekringe daar is het gesê dat hulle het wel besef dat die Bulls skop eerste. Hulle skop ook goed op jou en van daai balle wat terugkom is amper jou create chaos. Weet dit is in daai chaos bedoelende die verdedigings is die mekaar en dan net mens die spelers om dit te hanteer en wat ek gehoor het in die week is dat hulle gesê hulle op 'n manier vind om eerste te skop of eerste daai druk te plaas en eerste die gebiedsvoordeel te kry. En dit kan jy net doen soos jy sê dit het eintlik verbaas dat die scrums uitgeloop het soos dit uitgeloop het en ek dink ook 'n faktor was ek dan net nie besef dat van die spelers het so lank lank gespeel nie want Ackerman is gevra hoekom is hy voor hy so gou van die veld af wat begin het en hy het gesê dat Grobler het lanklaas gespeel en ek dink Wilco wat ek so hier en daar het hulle vir Smith 'n kans gegee en ek dink ook die loskop het ook was ook tydjie uit gewees. Hy was ook beseer gewees mos dink ek. Gerrit ja, Steenekamp ja. Gerrit Steenekamp. So ek dink dat so bietjie was hulle dalk nie heeltemal op die punt of op die skerpheid waar hulle gewoonlik is nie. By eerste 2 strafskoppe het hulle wel gekry. Daar was meer skrams wat gedraai het. Weet Dobson het so half gesê in die media-konferensie dat hy voel albei spanne het maar deel gehad aan daai draai, maar dit gelyk of die Bulls daar so 'n klein bietjie meer momentum gekry het, maar hoe verder die wedstryd aangegaan het, veral toe die reserves opgekom het. Ek dink dit is miskien waar die verrassing gekom het, waar die bank opgekom het, het die Stormers baie momentum gekry van die skrams af. So dit was verrassend geweest. So ek dink die Bulls sal moet regtig, ek weet Wilco Lou is nou nie volgende jaar daar nie, maar hulle sal moet uitkyk na 'n baie sterk vaskop ergens nog iemand te kry. Moeilikheid daar. Ja. Nee, ek sê en Wilco gaan nevermind, hy gaan nie daar wees nie. Hy gaan by die Stormers wees. Dit gaan dit nog erger maak. Ons het groot moeilikheid op vaskop. Ek bedoel nie een van Gerrit Kloppers of Warren Smith het nou regtig die ligte uitgeskiet nie, my vra nie. Ek sê ek weet nie wat ons daar gaan doen nie. Ons het moeilikheid as ek onbedoelik die bulle. En dit wat my verbaas het, wat ek bedoel jy sê van die bank. Nou, daar was nie een enkele slot op daai bank gewees vir die WP, vir die Stormers. Kobus Vries het opgekom en hy het ook nie eintlik vreeslik beïndruk nie. Inteendeel hy het 'n ligte klappie of 'n sydelangse armbeweging gehad, weet jy wat jy wil noem nie, maar die feit van die saak is hy was 10 minute lank nie op die veld gewees. Dit is nie die tipe ding wat jy wil doen nie. Die verskil was die WP, die Stormers blyk nou sê die WP, ek weet nie wat 'n Freudian slip is nie, maar nou ja. Hulle het 2 ouens van die veld af gehad terselfdertyd, maar die Bulle kon nie gebruik maak daarvan nie. Inteendeel, die Stormers sterker daarvan afkom as die Bulle en Dobson het dit genoem ook in die perskonferensie na die tyd. Dit is 'n interessante verwikkeling geweest daai dink jy nie? Dit was en dit is daai verdediging in daai oomblikke wat jou deurtrek en ek dink dit het ook dit makliker gemaak dat hulle op daai stadium het reg gekry het om op die regte kant van die veld te speel. So hulle kon takties met 13 man die Bulls op 'n manier in hulle eie helfte 'n bietjie vaspen vir 'n paar van daai minute. Maar daar was in die vroeg in die tweede helfte was daar 'n fase gewees waar die Stormers baie goed verdedig het wat vergelyk het na die Wêreldbeker eindstryd van die Springbokke teen Engeland waar Engeland ook so lank aangeval het en toe nie punte aangeteken het nie. En dit bietjie herinner daaraan. Ek dink Dobson het ook daarna verwys. So jy het daai oomblikke wat jy as jy span op 'n manier kan uithou. En dit was nou nie met 13 nie. Ek dink dit was 15-15. Was dit goed geweest. So die verdediging van die Stormers was goed geweest in daai met die 13. Ek dink in die eerste helfte het albei spanne kansse gehad wat hulle miskien die moeilik om te sê hoe die momentum sou gewees het as hy heel eers 3 toegeken is. Dit is so 'n bietjie so klein aanslaan van De Wet gewees. En so dit is so die Bulls meestal begin en as jy vinnig by 7 voorgaan, dit was later 7-0 voor vir 'n lang tyd. Maar as jy so vroeg daai momentum kry, is dit die sielkunde vir die Stormers in daai vroeë minute is baie moeilik om te hanteer want jy kan maklik sê, "O, jy gaan dus alweer." Weet jy
En die feit dat hulle bietjie kon uithou, dit was op die ouente straf 3, maak dit 7-0, dis hulle so 'n bietjie in dit. Hulle moes daai eerste 20-30 minute omtrent meer bietjie oorleef, maar daar was ook geleenthede vir die Stormers in die eerste helfte, daar was 'n vorentoe aangee van Sasha, 'n voet op die lyn in die hoek, en dan miskien Sasha se skop aan na die hoek toe wat net te ver was toe hy deurgebreek het, kan ook as 'n kans gesien word dalk. So die Stormers het ook kan ook miskien sê dat in die eerste helfte 'n kans op wat gehad, maar met die Bulls in die eerste helfte 'n bietjie meer kansse gehad. So en dit kan baie kere, weet jy, as jy dan voor is rustyd, dan is dit 'n ander wedstryd, maar jy verwys na daar was nie 'n slot op die bank nie. Dit was interessant vir die Stormers want op die ouend het Ben Jason Dixon moes nog maar sy 80 minute speel. En toe die Villiers het vroeg opgekom en hulle het 'n manier gevind om dit te hanteer. So slim wedstrydplan wat hulle uitgewerk het. Maar weer eens, dit kan net werk as jy goed skram, goed verdedig en jou lynstaande almal werk en die Stormers het ook goed gekompeteer in die lynstaande. Ek dink die Bulls het gesukkel om hulle deel van die lynstaande te kry. Maar dis nie alles verlore nie, maar dit was maar die snaaksigheid van hierdie rugby, nê. Jy kyk na die opbou daarna toe en jy kan nie dink dat dit so kan uitdraai nie. Ek het gedink dat as die Stormers wel gaan wen, sal dit baie naby ene wees. Nie gedink dit sal meer as 10 punte wees nie. Gepraat van Sasha, hy het 'n bietjie sy Moses teëgekom met die skeieregter. Dis vir my 'n interessante voorvalletjie gewees daai dink jy. Nee, die Bulle natuurlik het hulle self ook skuldig gemaak aan 'n bietjie te veel terug te praat en hy het nie daai nonsens gevat nie. Ja, ek dink dit is belangrik dat die skeieregter dit vasvat. Ek dink dit is nie reg nie. So ek dink Sasha as jy nou dit eintlik in die kyk weer kyk het dit miskien daarom verdien om miskien 'n kyk weer ten minste te wees effens vorentoe gelyk, maar dit is Dit was myle vorentoe, Ari, effens vorentoe se Ali man. Dis myle vorentoe. Hy het by beide dieselfde gelyk as die laaste 3 wat die Bulls gedruk het. Dis ook maar so. Nee, daai bal was 100% reg. Jy het dadelik jou Stormersbril aangehad. Sorry, jammer. Jy het 'n blou bril, jy wat dit werk nie vir my nie. Ja, ek het maar vir Sasha, ek dink wat sy frustrasie was is jy het 'n gevoel as jy die bal aangee en of jy jou hande gerol het of nie. So ek dink die bal het vorentoe gegaan, maar ek sê baie keer dan laat hulle dit toe dat die bal effens vorentoe gaan, maar kyk wat jou hande gedoen het. So dit is miskien maar wat Sasha doen is nie reg nie. Ek meen jy kan nie op die skeieregter dink jy dis opgetel op die veldore nie. So ek neem aan dit was 'n vloekwoord of 3 wat diep uit die Kaap uitkom. So dit maar is nie goed genoeg nie. Weet so ek dink hy het Kaap uitkom. Dis 'n goeie manier om daai. Okay, sorry. So hy het om verskoning gevra daar op 'n stadion, maar die hitte van die oomblik dan dis 'n belangrike stadium van die wedstryd ook gewees, so maar jy kan nie skei, maar ek dink is goed vir Marius van der Westhuizen wat dit vasgevat het, so hy het nie nonsens gevat nie. Daar is skeieregters wat nie dit so hanteer nie, wat geïntimideer word en hy het net gesê wat intimideer nie. Jan Hendrik Wessels op 'n stadium ook teruggepraat, maar ek dink hy het gevloek nie. Ek dink hy was net nie gelukkig met 'n call nie, maar hy het dit ook nie gevat nie. So dit is dis belangrik dat die skeieregter sê veral in 'n groot derby, jy moet maar waar dit so fisies is en so hard is, dat jy maar jou spelpatroon afdruk of jou beheer afdruk. Ek dink net vinnig op Sasha, dit klink vir my, ek weet Roan het so 'n bietjie uit die kleedkamer uit gepraat, hy het gesê hy was so half amper emosioneel in die kleedkamer en ek dink mens besef nie wat dit druk op die ouens is nie en wat alles gebeur en as jy verloor dan klop goed, daar was die kapteinskap en 'n klomp dinge wat wat gebeur het die afgelope paar wedstryde. Ek dink wat die emosioneel is meer 'n verligting vir Sasha, want ek dink een ding wat ek bly is vir die Stormers onthaalwe en miskien ook vir die Springbokke onthaalwe is dat hy het gewys dat hy kan albei tipe 10 wedstryde speel, as ek dit nou so albei tipes kan noem. Die een is natuurlik meer aanvallend wat jy meer geleenthede gebruik en maar hy het meer konservatief gespeel. Hy het baie meer takties geskop, hy het baie meer net 'n skakel gewees. Hy het net een keer eintlik deurgebreek. Hy het verder nie vreeslik op sy eie probeer nie. En hy het die wedstrydplan op die nommer uitgevoer. Hy het net takties goed geskop. Die Stormers het meer geskop van 10 af. Die statistiek wat op 'n stadium op die skerm was, dit gewys dat hy 330 meter al gewen en Pollard net 60, maar dit is meer 'n geval van die Bulls wat meer van 9 af geskop het en die Stormers wat baie meer van 10 af geskop het. So ek dink Sasha het daar dit goed beheer en ek dink die Bulls was verras daar want ek dink hulle was reg vir 'n meer aanvallende wedstryd van Sasha.
En dis glad nie wat hy gedoen het nie. Hy het 'n heel ander wedstryd gespeel en dit goed gedoen op die ouend. So geondersteun deur goeie verdediging, geondersteun deur 'n goeie skram, hier en daar 'n strafskop. So dit is, ek dink dit het 'n ander kant van Sasha gewys wat bietjie effens bekommerd was, is miskien nou nie 'n harde woord, maar ek het vir 'n oomblik het ek gedink dat as jy hom vergelyk met Pollard, dit is my gevoel dat hy kan die dinge doen wat Pollard doen, maar Pollard kan dalk nie doen wat hy doen op die aanval nie. Was altyd vergelykings, maar dit is nie heeltemal so nie, maar jy wil hê dat Pollard kan genoeg aanval, ons weet dit, en Pollard kan vir jou alles bied, maar ek dink nou Sasha het gewys dat hy kan ook alles bied. En dit is miskien 'n goeie stadium in sy loopbaan gewees om met 'n harde derby 'n ander tipe wedstryd te kan gespeel het. Hallo, wie verder praat oor die 10 en die 9's, want ek dink dit het nogal 'n groot rol gespeel daar, maar Marius van der Westhuizen, en ek is nog glad nie hier om suurdrywe of enigiets nie, maar hy het net maar 'n reputasie in hierdie derbies, en ek is rugby volhard nou om die hele tyd te kies. Hy bedoel, sit eintlik onnodige druk op die ou ook. En ek dink persoonlik hy het hom goed van sy taak gekwyt, maar daar's altyd vrae en goeters. Hoekom kies hulle nie maar iemand anders nie, of is daar nie iemand anders nie? Ons het gesien daar's nie een enkele Suid-Afrikaanse skeieregter in die 6 nasies gewees byvoorbeeld nie. Wat gaan aan met ons skeieregters? Is ons nie meer goed genoeg nie, of wat? Wat gaan aan? Ja, ek dink die standaard is onder die vergrootglas. As jy dink dat jy het vir Piper gehad wat die openingswedstryd van die Wêreldbeker maar 'n paar jaar terug nog geblaas het, en hy het natuurlik nog afgetree. Ons weet ons het altyd vir Joubert en al daai skeieregters gehad deur die jare wat Wêreldbeker eindstryde geblaas het en wat goed was. Dink jy ons het nou iemand wat in volgende jaar se Wêreldbeker 'n openingswedstryd of 'n eindstryd of dalk 'n semifinaal gaan blaas nie. So dit is kommerwekkend. Daar was baie fokus op die skeieregters die afgelope paar wedstryde in albei kante. Weer as wedstryde waar daar 19 strafskoppe by die Stormers het en die Sharks 19 strafskoppe afgestaan. Klink my hulle was onder 10 gewees vir hierdie, maar hulle was op stadium 3 wedstryde in 'n ry wat hulle omtrent 15, 15 en 19 afgestaan het. So of jou dissipline is regtig baie swak en jy verwag dit nie van 'n professionele span dat dit so swak moet wees nie. Of jy verstaan nie die reëls nie, of daar word net baie geblaas. Ek het van die indruk gekry van die skeieregters het gesoek vir dinge om te blaas. Weet, elke loskram wat grond toe gaan, dan is daar iets geblaas of 'n dryf op die doellyn is geblaas. En so ek dink die Marius van der Westhuizen, ek het nou nie dit so met 'n vergrootglas, maar ek dink die Bulls het meer strafskoppe. Ek ergens 'n statistiek raak gelees van dit iets soos 13-7 of 13-8 of 14-8 of so die strafskoptelling. En so dit was nie reusagtig groot geweest nie, maar dit is meestal skramstrafskoppe geweest. Die Stormers het 'n geel kaart vir daai strafdrie gekry. Die Bulls het ook 'n kaart daarvoor ook 'n strafdrie geel kaart gekry. Maar verder was die meeste strafskoppe skramstrafskoppe en hier en daar was daar 'n losgemaal strafskop. So ek dink hy het dit bietjie meer laat gaan as wat ek gesien het in die verlede. Maar ja, ek dink hulle moet maar hierdie manne laat blaas. Ek weet nie hoe anders gaan hulle nou vir hulle die blootstelling gee nie, maar dit is ek het nie te veel berigte gesien dat Marius van der Westhuizen in die moeilikheid was nie. So ek dink hy het dit goed hanteer. So dit was nie sleg geweest nie. Right, kom ons praat oor die 9 spesifiek. En Paul de Wet het onverwags die oproep gekry. Hy moet gaan speel. Emirates Papier moes dringend hospitaal toe want sy vrou is opgeneem by die geboorte van hulle, weet jy vir die eersteling is wat ook al nie, maar in elk geval dis hoekom hy nie kon speel nie. En ek het net die boodskap hier gekry vir 7 se kant Saterdagoggend. En ek het 'n gevoel gehad, nee, dis 'n groot terugslag. Emirates Papier is in die vorm van sy lewe, al sien Rassie dit nie noodwendig raak nie. Paul de Wet is maar redelik 'n nuweling by die Bulle. Ek weet nie, vir my daai ding, die feit dat Emirates Papier nie gespeel het nie, neem maar die feit dat hy op vorm is, hy het 'n X-faktor. Hoeveel drie het hy nie die laaste tyd gedruk nie? As daar 'n breek gemaak word, wie is die ou wat die aangee vat en die 3 gaan druk? Emirates Papier, hy is die hele tyd daar. Nou Paul de Wet met al sy goeie eienskappe en talent en alles is nie noodwendig dieselfde speler as Emirates Papier nie. Wat het jy gedink van daai? Hoe groot rol het dit gespeel? Ek dink dit het 'n groot rol gespeel en dis ons sal nooit presies weet nie, ons sal nou maar spekuleer, maar ek stem saam dat Papier gespeel het die afgelope paar wedstryde en hoe hy ingepas het, het hy goed gedoen. Ek dink ook dit was teen die agtergrond van hy's toegelaat om dit te doen. Ek weet ook nie in wat ons gesien het Saterdag of hy daai spasie sou gehad het wat hy gehad het die vorige 2 naweke teen die Sharks en teen die Lions nie. Hy sou nie. So dit moet mense in ag neem want hy het baie meer voorvoetbal en spasie gehad teen die Sharks en veral op Ellis Park. So
en hulle het ook baie meer, die Sharks, die Bulls het ook in die vorige 2 wedstryde toe hy goed gedoen het, baie meer van daai skoppe teruggekry wat hoog geskop is en daai chaos wat ek wou gepraat het, die goeie chaos wat veroorsaak is, het hy baie goed benut en hy's briljant daarmee. So, ek dink dit is hy het 'n verskil, hy sou 'n verskil gemaak het, maar ek dink teenoor wat die Stormers met hulle verdediging gedoen het, sou hy minder spasie gehad het, maar hy sou meer reg gekry het as De Wet, vermoed ek. Ek dink die ander faktor wat ons dalk onderskat is, dat die Stormers ken vir De Wet. So ek dis nie dat hulle nou heeltemal weet hoe hy gaan speel vir die Bulls nie, maar dis 'n speler wat vir 5 jaar, wat ook al heeltyd amper die eerste keuse was by die Stormers. So dis nie dat hulle nou weet hoe hy vir die Bulls gaan speel nie, maar hulle sal verstaan wat sy sterkpunte is en wat hy tipies sou probeer en nie probeer nie. So ek dink dit het vir die Stormers baie gehelp. Partykeer as jy spelers so goed ken, dan is daar klein goedjies wat mens van daai speler weet wat vir jou help. So ek dink papier se nie beskikbaarheid het 'n verskil gemaak. Ek dink toe ek dit sien gebeur, ek het my eerste gedagte was dit verswak die Bulls. So nie dat Zak Burger of De Wet nou radikaal, maar net bloot soos jy net nou gesê het, die vorm van papier en die tipe rugby wat hulle gespeel het. Maar dit nou gemeet of hy daar spasie sou gehad het, dit sal ons nooit weet nie. Jy weet, as jy nou leer golf speel, dan sê hulle altyd vir jou, jy moet jou kop afhou. Jy moet nie opkyk nie. Jy weet daar's 'n gesegde wat jy moet doen met jou kop, maar dan gaan nie dit op hierdie kanaal kan sê hardop nie. Mense sal my kruisig, maar dit is interessant geweest net so van die ons op die jaar so Stefan Ungerer die hele tyd afgekyk het, sy daai bal geskop het. Hy het nooit gekyk waar die bal gaan nie. Hy het sy kop afgehou. Dis soos of hy geoefen was om as jy daai golfstok swaai, jy moenie jou kop optel, jy moenie kyk waar die bal gaan nie. Was dit nie jy het nie ook agtergekom? Ja, nee, dit is waar, is like soos Dewald Brewes, as Dewald Brewes 6 slaan, dan ons het altyd gespot as jy golf speel. Ek weet nie of ek dit op hierdie platform, ek kan dit miskien noem, so, maar as sê jy het 'n vislyn om jou ore en vishoeke dan op 'n baie strategiese plek inhak en dan gaan jy verseker nie jou kop lig. Ja, dis wat ek van praat. Maar dis amper dit, maar ek dink ja, die skoptegnieke is belangrik. Die skoppe van 9 is baie belangrik deesdae. So hy het waarskynlik in hy tegniek nou besef as hy sy kop afhou, dan het hy beter resultate in dit. Ungerer het goed gedoen is. Sy aangee is, een ding wat hy wel doen is, sy aangee is baie sekuur en vinnig. En hy dis asof hy die bal effens harder, vinniger aangee as baie van die neges wat jy sien partykeer. So hy's groter skrimskakel, hy's nie miskien nie is altyd so vinnig, so 'n halwe trek dalk stadiger as wat papier en daai manne by die bal sal kom by die losgemaal gekom, maar is net nie sleg nie. Ek dink hy het goed gedoen. So ja, die stryd om die neges was 'n groot een, maar weer eens, ek dink die groot ding MW in hierdie wedstryde is hoeveel momentum kry jy en wat het jy om mee te speel van 9 af. So die Bulls was regtig baie goed geweest die afgelope hele paar wedstryde, 4-5 om daai momentum en vir papier was dit hy kon later besluit, weet hy of hy speel self of hy kan weier speel en hy het daai keuse gemaak, speel hy die groot manne wat vlak op die aanval lê of speel hy agter hulle. En De Wet het nie daai vryheid gehad nie. Hy het nooit regtig daai momentum gekry om daai keuses so te maak nie. So ek dink die verdediging was die verrassende effek. Ek weet nie of dit verrassend was, maar tog verrassend. En ek het regtig nie verwag dat die Bulls se momentum sal in daai mate gekeer kan word nie. Sê vir my, die Stormers het amper Bulls rugby gespeel en die Bulls het amper laas jaar se Stormers rugby gespeel. Is dit 'n akkurate stelling? Ek dink so, ja, dit is so. En Dobson het ook gesê dat hulle teruggegaan nadat hulle die basiese dinge goed doen. Ek sê nie dit is dat die Bulls heeltyd, maar dit is eintlik wat die Bulls baie goed doen en dit is wat Springbok rugby baie goed doen. So dit is maar in ons rugby kultuur. Ek dink die tipe bloubal in die Stormers rugby etiket kom meer uit die 80s, 90s dalk waar daar stadiums was dat die Stormers nou tipies bietjie meer vinniger of meer met die agterspelers gespeel het, maar ek dink in die moderne tyd het kan albei speel. Ek dink die Bulls die afgelope 2, 3, 4 jaar se agterlyn was amper meer gevaarlik as die Stormers in 'n baie lang tyd. Weet veral met Kurtley Arendse en Kane Moody en Sebastian de Klerk en daai manne wat speel is lekker aanvallend. Die Stormers het ook aanvallende spelers, maar ek dink dis reg opgesom. Ek dink wat die Stormers goed gedoen het is wat die Bulls tipies altyd goed doen, is hulle skram jou, verdedig goed, lyn kry al hulle lynstane en dit was nou omgekeer.
En so 'n paar lynstaande ook op van die Bulls ingooie gekry. En maar die skram strafskoppe is dit gewoonlik in 'n wedstryd as jy so 3-4 van daai skram strafskoppe in 'n wedstryd het. Die Bulls het ook 'n paar in die begin gekry. Die eerste een is agter die hoekie uitgeskop, maar die tweede een was omtrent dadelik daarna op dieselfde plek. Maar die Stormers van die tweede helfte was daar ten minste 3 skram strafskoppe wat die momentum heeltemal weer teruggedraai het. Net toe die Bulls daar was. So dit bly maar 'n belangrike komponent. Ons is terug op kry 'n sterk vaskop. Ja, moet 'n sterk vaskop ergens wees. Maar die lynstaande, ons is sterk op ons lynstaan. Ons het 'n Springbok nommer 5 slot wat die lynstaande roep. Jy weet, ons het 'n Springbok haker wat die lyn die bal in die lyn staan ingooi. Ons is uiters kompeterend geweest en tog het die Stormers dit reg gekry om ons daar te ontwrig. Hoe? Dis vir my die Stormers het die bulle as 'n sterkpunte weggevat. En ek soos jy sê, dis 'n goed wat die voor die tyd gaan uitwerk. En ek kry nie regtig my kop daar omgedraai hoe hulle dit gedoen het nie, maar nee, kom ons los dit nou vir later. Praat oor die 10e. Was baie gemaak van die Sasha teen die Andre voor die tyd. En ek is jammer om te sê, maar ek dink Sasha het los hande bo uitgekom met hierdie wedstryd. Wat dink jy? Ja, ek dink Pollard het nie eintlik vreeslik foute gemaak nie. Ek dink dis weer eens van waar is jy op die veld, weet wat is jou geleenthede gewees om wat te doen en die Stormers het dit reg gekry om op 'n stadium eerste te skop, as ek dit so kan stel. Hulle eerste kon hulle druk plaas, en dit is asof hulle die Bulls vasgepen het in hulle helfte en takties kon die Bulls net nie daar en oor die verdediging goed was. So ek dink en dit was vir my die verrassing. Ek dink ja, Sasha sien dit dat op die tellbord was dit ook nou sy guns, maar die tipe wedstryd wat hy gespeel het, deur eintlik net daai een keer te probeer breek het, deurgekom het, nie 'n 3 gedruk nie, maar die res van dit was hy baie konservatief in terme van hoe hy gespeel het, baie dit goed gedoen. Maar Pollard was nie sleg nie. Pollard het op 'n stadium toe die wedstryd so 'n bietjie gejaag word, het hy gewys dat hy kan ook meer aanvallend speel. Self met 13 man het hy goeie goed gedoen. En weet bietjie ongelukkig geweest, maar daai omgekeerde drie wat deurgeskop is en die Armani daar gedruk het langs die pale, weet dit is maar net daar's te min manne op die veld op daai stadium om te keer en hulle moes probeer aanval. So ek dink ja, Sasha op die dag gereken beter, maar Pollard was nie dat hulle die wedstryd gekos het nie. Ek dink die wedstryd is gekos nog voordat die bal in sy hande beland het. Ja, dit is moeilik gemaak. Ek sê saam met jou. Ek bedoel maar net in terme van die tipe spel. Ek bedoel Andre het 'n paar keer probeer aanval, maar ek kon dit duidelik tog sien, maar as is net asof vir my was Sasha net die beter 10 op die dag gewees. En hy het Andre tipe rugby gespeel, soos jy nou gesê het. Dis nie asof hy so Sasha gespeel het nie. Dis 'n interessante een gewees daai. Reg, nou sien ons Kevin Bosch, so die bulle se radar. Ek weet ja. Tinus de Beer was eintlik soort van in die sakkie gewees om terug te kom van Wallis af, want toe die Dragons stokkie daarvoor gesteek. Kevin Bosch. Ek weet daarmee. Dis amper soos Boeta Chamberlain. Dis net nie wat dink jy? Maak nie vir my sin nie. Ek wil ons het probleme op 10 die bulle nou. Is Kevin Bosch die antwoord? Ja, dit is ons het hom lanklaas sien speel en ek dink wat hom te nagekom het in die laaste deel van sy rugby is by die Sharks het hulle hom baie rondgegooi tussen 10 en 15, 15 en 10 en dit is min spelers kan dit hanteer. Frans Steyn kon dit hanteer want hy kon nog 'n 12 op speel. Weet hulle, dit is 'n bietjie met Damien Willemse ook 12, 15 en jy het spelers wat jy oral kan speel. Vir Sasha kan ook 15 speel. Maar jy wil vestig in 'n plek en die laaste wat ek onthou van Kevin Bosch was dat hy was nie lekker seker of hy nou 'n 15 of 'n 10 nie. Hy's 'n kleiner speler, nie dat jy nou noodwendig 'n groter speler wil hê nie, maar die kleiner speler sit effens meer druk op jou op daai kanaal op verdediging. As jy dis waar Pollard baie goed is en Sasha is nie heeltemal so goed soos Pollard daar nie, maar hy's nie sleg daar nie. Hy's nie 'n klein 10 nie. So as jy op daai kanaal begin druk vat en jou 10 is te klein, dan gaan nie net oor verdediging daar nie, dan die 12s hardloop op jou af en die tweede fase kom ek op jou af. So dis 'n bietjie van 'n faktor, maar in terme van aanvallend speel is Kevin Bosch een van die bestes in die land. Hy skop ook goed. Ek dink hy het 'n goeie skoppersentasie, so hy kan inpas. Ek dink Johan Ackerman hulle sal dit natuurlik goed ontleed het en hy is nie die enigste ou wat seker daarna kyk nie. Hulle sal iets in hom raak gesien het. Mens wil nie hê dat jy wil net half jy weet jy het 'n 10 nodig en nou vat jy maar half wat jy kry nie.
Ek dink jy moet soek tot jy kry wat vir jou werk. Ja. Al vat dit 'n bietjie langer. So ek het persoonlik gedink dat ek weet daar was te min van hom gesien, maar Liam Koen wat weg is nou Griekwas toe. Ek weet hy was onder 20s, hy was beseer, hy het ek nie gesukkel vir 'n lang tyd, hy het onder 20 gespeel. Meer van die rede Jake White hom in die groep gehad, maar hy het op 'n stadium met hom uitgehaat en nie gedink dat veral na die onder 20 wêreldbeker 2 jaar laas jaar so nat een in die Kaap gewees. Nie wêreldbeker, dit was so 'n driehoekige een in die Kaap. Ek het van die wedstryd gaan kyk en dit was so nat en swaar weer. Dis 2 jaar terug, toe Paul de Villiers die kaptein was. Ja, 2 jaar terug en net daarna het is asof Jake nou al gevoel het maar hy wil nie hy het te veel van 'n Walt meer kans gegee en so voorts. Maar ek dink Liam Koen was 'n speler wat by die Bulls briljant sou inpas. Linkervoet, lekker groot, beweeglik genoeg, kom met 'n Parelgym agtergrond by die ouens gewoontes aan speel. Hy kan skop, hy kan takties. Nou doen nou briljant by die Griekwas. Hy begin op 10, speel goeie rugby. So miskien moes hulle vir hom dalk so 'n bietjie in die laat deurkom het in die mix gehou het. Ek bespiegel, maar hy was daar. So SA onder 20 loskakel wanneer was so. So dit is miskien een speler wat weggekom het as mense so kan stel, maar mense nou kyk daar sal 'n nuwe 10 ergens moet kom. Maar as dit Kevin Bosch is, hy sal nie die Bulls te nakom nie. Ek dink nie. Ek is nie so lekker seker of hy lekker presies die 10 is wat jy soek nie. Ek dink jy soek 'n groter 10. Vir die Bulls 'n groter 10 wat kan speel. Kyk, die gemeene deler hierso is Jake White. Ek weet Chris Smith wou terugkom en die Bulle wou hom terug hê, maar Jake het toe by April laas jaar het hy gesê nee. Dis net voor hy weg is. Dis hoekom Chris Smith by die Leeu's opgeëindig. Mense vra of ek weet. Ek weet. Dis wat gebeur het. En ek weet ook Liam Koen is weg oor Jake. Ek weet dit uit eerstehandse ondervinding. Ek het dit eerstehands hierso. So ja, daar het jy dit nou, né? Nou ja, nuwe besig, maar ek weet Johan se seker gehou daarvan is Johan moet hom maar ploeg met die Colours wat hy het. Ja, so ek moet jou sê, ek het was vir my bitter swaar gewees Saterdag toe ek begin besef hoe ver gaan die Bulle van my verloor. Hulle is nêrens na die wedstryd nie, dit was nie vir my lekker nie. En ek gaan nou weer eens hierso sê mense, ek en Harry sou ding gedoen het, maar ons kon nie, Harry het vir my vrydag laat weet, hy het 'n familie ding wat hy moes uitsorteer en ek kon nie die ding doen nie en Hugh Griffin is besig met sy troureëlings, so ons kon ook nie met hom praat nie. So kom ons los dit maar daar, Harry, net te veel daaroor uitbrei nie, maar ons sal maar later met Harry praat. Maar dankie vir dit, dit was lekker. Dit is vir my lekker wees om te kyk nie, die Bulle was my nêrens gewees nie. Ek weet nie. Vir my wrang smaak in my mond gelos. Ek weet nie of dit die regte manier is om te beskryf nie. Nee, dit doen nie. Die Derbies het dit geneig en dit sal in die Kaap gevoel toe die Sharks die Stormers in die Kaap kom klop het en die naweek daarna ook weer, maar veral op jou tuisveld, dit is jy wil op jou tuisveld wil jy daai wedstryd meer wen, ek probeer almal wen, maar meer wen as wat jy verloor. So dit maak dit bietjie moeiliker die feit dat dit tuis is. Maar dis nou net 'n kort omdraai tyd. So Cardiff wag nou al Vrydag aan. So Foster en de Klerk lyk my beseer, so daar gaan veranderings wees en so dis 'n baie kort omdraai tyd, een dag minder se oefen, bietjie langer dalk in die raadsaal om takties te kyk wat gaan ons doen, meer herstel. So hulle sal vinnig die Bulls sal baie vinnig weer op die perd moet klim. Niks beter as om gou as moontlik te speel. So Vrydag is miskien goed. Die Stormers het bietjie meer tyd. Hulle speel eers weer Sondag. Ja, die Dragons. Ek bedoel wat 'n lekker wedstryd is dit nou nie. Ja, dit maak 'n groot verskil. So hulle kan bietjie meer normaal ingaan. So dis bietjie onregverdig teenoor die Bulls dat die Vrydag so vinnig op hulle is. En 'n belangrike wedstryd want Cardiff is desperaat, maar wat miskien so effens vir al die Suid-Afrikaanse spanne net ter afsluiting kan red. Edinburgh is ook hier, so hulle speel teen die Sharks en Munster is ook hier in die Dragons. So al daai spanne dink ek gaan beperkte spelers van die 6 nasies in hulle groepe hê. Edinburgh speel teen die Lions en die Sharks speel teen Munster. Ja. Dis reg. So al daai internasionale spelers van daai spanne wat ons nou genoem het, skoon het nog afgelope Saterdag baie harde 6 nasie wedstryde gespeel. En vir 4 weke omtrent in 'n ry 4 wedstryde 5 weke gespeel. So ek dink daai spanne gaan swakker wees as wat hulle gewoonlik is. So dis 'n kans vir ons Suid-Afrikaanse span om al 4 hierdie wedstryde te wen. En daai manne te tref waar so 4-5 van hulle internasionale spelers dalk mis. Maar dis 'n belangrike wedstryd terug op die Bulls wat ons gepraat het Vrydag. Vinnig as moontlik kom net weer terug in die ritme. Kry dit agter jou en dan gaan nou vorentoe. Hierdie bepaal nie ou se seisoen nie. Weet dit is wedstryd hier en daar gebeur, maar
hulle sal sterker aan die kant uitkom. Maar dis weer 'n goeie omdraai vir die Stormers, want ek het vir jou gesê Vrydag se halftong in die kies voel of hulle vir maande op 36 punte was. Elke keer as ek aan lys kyk as hulle 36. Stadium was hulle alleen voor op 36 punte, toe raak hulle later omtrent 5de op 36. So hulle ten minste nou weer so 'n klein bietjie momentum teruggekry, maar so dis ten minste vir die Kaap is dan ten minste gelukkig daaroor. Wel, tussen die Stormers wat nou tweede lê het 41 punte het en Munster wat 6de is, het 39 punte, is maar 2 punte verskil, né? En Cardiff lê 5de, hulle het 40 punte. Hulle het 8 oorwinnings al gehad, 4 verlore. Bulle het maar 30 punte, hulle lê 8ste. 6 verloor, 6 gewen. Oei. Maar nou ja. Okay, Arie, ons sal weer later die week gesels, kyk wat wag vir die naweek. Ek sien uit daarna. Was lekker met jou gesels. Waardeer dit man. Dankie. Ja, absoluut. Altyd lekker dag. Bye bye.